Goeiedag geliefde, op hierdie Dinsdag waar ons kers opsteek in die woord van wat is wysheid en wanneer het ons wysheid. Vandag lees ons Kolossense 4 van vers 2 tot vers 6. Volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar en bid tegelijkertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevange sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit vir my opgelê is. Tree met wysheid teenoor die mense wat nog buite die gemeente is, op. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Hier is 'n besondere kyk in wat wysheid is. Daar's baie mense wat dit in hierdie lewe sommer net reg kry om meer stylvol te wees as ander. Sekere tydskrifte, as jy dit van die rak af optel, skreeu styl. En dit is dan ook so dat jy, as jy by mense kom, en jy sien 'n sekere tydskrif daar, dan kan jy sien, maar hier is styl. Nou, 'n mens se styl kan of aanloklik wees, en in hierdie geval is die teenoorgestel van aanloklik nie afstootlik nie, maar miskien eerder lagwekkend. En dit is wat Paulus hier begin beskryf. Wanneer hy sê, tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Hoe? En hy verduidelik. Dit gaan deur die beste te maak van elke geleentheid. Dit gaan oor vriendelikheid. Dit gaan oor goeie smaak. En die wete van hoe om elkeen te antwoord. Wat op aarde beskryf Paulus hier as wysheid? Hy sê hier dat ons wys optree. Ons as die kinders van die Here, as die geloofsgemeenskap van die Here, as ons so optree, dat ons optrede vir die wêreld aanloklik is, vir die wat nog buite die gemeente aanloklik is. En hy noem dit 'n stylvolle lewe, 'n wyse lewe. So mens kan maklik, as ons nou op grond van gister dink, vashaak by wysheid is my dien van die Here. Dis 'n innerlike ding vir my, en dit is 'n oortuiging van my uiterlike dade lyk so, omdat my innerlike oortuiging so is. Maar wysheid, ware wysheid, gaan baie verder. Ware wysheid gaan meng met 'n wêreld daar buite. Word nie gelyk aan die wêreld daar buite nie, maar word so gedoen dat dit aanloklik is. Dat dit magneties is en mense aantrek. Dat mense sal kyk na die geloofsgemeenskap en mense wat bely dat hulle aan 'n geloofsgemeenskap behoort en sê, maar dit is stylvol. Dit is hoe ek wil wees. En daarom is dit vir my so hartseer dat baie keer in ons dag die kerk lagwekkend is. Dat mense na die kerk verwys met baie neerhalende terme. Met 'n woordeskat wat sê, ek wil net nie daarvan deel wees nie, want dis nie stylvol nie. Dit is afbreekend, dit is judgmental, soos die jong mense heeltyd sal sê. Dit is vals. Dit is skynheilig. Dis alles die dinge wat ek hoor. En dan besef ek net, maar ons het vergeet om wys te leef. Ons het vergeet om stylvol te leef. So 'n lewenswyse wat 'n stylvolle hand na iemand toe uittrek om hulle in te trek. Dit is waaroor wysheid gaan. Daarom is 'n vriendelike optrede so belangrik. Daarom is die wete oor op watter manier jy elkeen antwoord met wat hulle ook al na jou toe kom so belangrik. Afjak. Kwaad praat. Skinder. Dis miskien in die mode, maar vir 'n Christen mens en 'n Christen gemeenskap is dit nie stylvol nie.
Kyk maar hoe reageer mense teenoor jou, wanneer jy vir hulle sê, wat jy sê. Let op hoe jy dit sê, en vra vir jouself af, was ek nou wys? Was ek nou so stylvol, dat het hierdie mens, vir wie ek nou geantwoord het, innooi, dat het aanloklik is, sodra ons elkeen 'n baie breër verantwoordelikheid as net vir onsself, maar vir die hele geloofsgemeenskap waarin ons behoort. Mag die stylvolheid van elkeen binne die geloofsgemeenskap waar jy is, so wees, dat het aanloklik is, en nie lagwekkend nie. Shalom. Waar sal ek ware wysheid en kennis kan vind? Hy praat in sagte stilte en deur stormwind. Heilig, heilig, heilig is die Here altyd. En redder is wysheid uit God vir ons